Goed, Paulus se tweede sendingreis na Filippi was 'n deurslaggewende uitbreiding vir die evangelie na Europa. Onthou, die kerk was nog jonk, né? Die evangelie was nog nie versprei oor die wêreld nie. So God se plan was dat hierdie goeie nuus, hierdie boodskap reg oor die wêreld geneem moes word. En dit begin daar onder die 12 disippels. Onder andere was Paulus toe ook later, het hy bygekom, en hierdie ouens het die mandaat gehad om hierdie evangelie in die wêreld, wye wêreld in te vat, en gelowiges disippels te maak, en daai gelowiges en disippels moet nog disippels maak. So, Paulus was op 'n missie om die evangelie uit te brei, en God het hom gebruik, strategies. So, God het 'n plan gehad om Paulus te gebruik om die evangelie nou na Europa toe te vat, nie net in die Midde-Ooste nie. So God het toe met Paulus gepraat terwyl hy in Asië was. En vir hom gesê, Paulus, hy het eintlik in 'n droom en 'n visioen met hom gepraat. Hy het deure toegemaak in Asië, en in hierdie droom en visioen het hy hom gelei om na Macedonië toe te gaan. Griekeland, Macedonië. En daar het Paulus strategies te werk gegaan. Want toe hy in Macedonië aankom, het hy heel eerste na 'n baie belangrike dorp toe gegaan met die naam van Filippi. Nou Filippi was strategies 'n belangrike dorp vir die uitbreiding van die evangelie. Hoekom? Want as jy na Europa toe wou reis, dan is daar 'n opening in 'n lang bergreeks. En jy moet van die kuslyn af, moet jy deur hierdie opening gaan om na die res van Europa toe te gaan. En die dorp Filippi was by daai opening geleë. So alle reisigers wat van die kus af gekom het, wat op pad was na Europa, moes deur die dorp Filippi gaan. So daar was baie mense wat deur daai dorp gegaan het. En wat gebeur het dan? Hulle het die evangelie gehoor in die dorp Filippi. Dis hoekom God vir Paulus gesê het, ek wil hê jy moet 'n hemelse kolonie vestig in die dorp Filippi. As mense daar deur reis of mense gaan bly in Filippi, moet hulle die evangelie hoor, en dit is hoe die kerk toe tot stand gekom het in die dorp Filippi. En 10 jaar later is Paulus onder huisarrest in Rome. Hy ontvang 'n offerande. Hy ontvang 'n offerande van die kerk af, van Filippi af. En uit reaksie uit skryf hy vir hulle 'n brief waar hy onder huisarrest was, vasgeketting aan 'n Romeinse soldaat. En vandag gaan ons voort met ons reeks en ons gaan kyk na die tweede laaste afdeling van die boek Filippense. En ons weet mos nou dat ons werk nie van hoofstuk 1 na hoofstuk 4 toe sistematies nie, maar ons gebruik 'n ander metode, want Filippense is op so 'n wonderlike, goddelik geïnspireerde manier geskryf, dat 'n ou eintlik van buite na binne toe kan werk, want die eerste helfte en die tweede helfte is soos 'n spieelbeeld van mekaar, so ons trek nou amper by die middel, by die twee afdelings, net voor ons by die kern van hierdie boodskap uitkom. So kom ons kyk gou daar. Vandag gaan ons kyk na die twee E-afdelings. Hoofstuk 2 vers 5 tot 18, as jy jou Bybel het, kan jy so lank soontoe blaai, en dan ook die tweede E-afdeling, hoofstuk 3, die B-gedeelte, tot en met vers 21. Ons gaan na daai twee dele kyk. So kom ons begin met die eerste E-afdeling. Die tema wat ons sien daar in daai deel, gaan oor Christus se heerlikheid en sy kenosis of kenosis, wat beteken hoe hy homself ontledig het. En nog temas wat vir my uitstaan is nederigheid, lyding, en Paulus wat vir ons 'n voorbeeld was, net soos Christus vir ons 'n voorbeeld was. So ons kom al hoe nader na die hart van die boek. Maar hierdie twee E-afdelings omvou die kerndeel van hierdie boek. Dit openbaar, hierdie twee afdelings openbaar 'n kragtige beginsel van wat dit beteken om onsself as 'n offer aan God uit te giet. Om jou lewe uit te giet teenoor God, maar tog in die proses vreugde en blydskap te beleef. Want God, in die proses verhoog hy ons.
deur vir ons vervulling te gee op ons geloofsreis, omdat ons aan God onderwerp is en ons lewens vir hom gegee het. En ons besef ook op hierdie geloofspad van ons, is ons besig met 'n saak baie groter as onsself. En dis om onsself leeg te maak en alles vir Christus te gee. En dis waaroor hierdie twee afdelings gaan. Nou, om net weer eens vir julle te bewys hoe hierdie boek gestruktureer is, die eerste E-afdeling begin met Christus se goeie goddelike heerlikheid. En die tweede E-afdeling gaan oor Paulus se slegte mense heerlikheid. Hy was die fariseer van die fariseërs gewees. 'n man wat dit tot bo gemaak het, voor hy Jesus ontmoet het. In die eerste E-afdeling sien ons hoe Jesus sy heerlikheid opgee. Jesus Christus gee sy heerlikheid op en hy ontledig homself. Die Griekse woord is kenosis en dit beteken letterlik om jouself uit te giet, uit te stort. Onthou Christus het sy goddelike attribute, sy goddelike eienskappe neergelê ter wille van ons. Hy moes dit gedoen het om aarde toe te kom om die prys te betaal vir my en jou. Hy het nie sy goddelike karakter neergelê nie, maar sy eienskappe. Ek meen, toe Jesus op aarde gewandel het, was hy nie alomteenwoordig nie. Hy was as persoon, hy het vlees geword, soos ek en jy, het hy hier gewandel op aarde. En hy was bereid om sy hemelse koninklike woning te verlaat en aarde te kom vir my en jou. 'n Groot vernedering, maar hy was bereid om dit te doen. Dit verwys ook na Jesaja 53 vers 12. Ek meen, eeue voor Jesus dit gedoen het die profeet al gepraat van dit, geprofeteer. In Jesaja 53 vers 12 sê hy, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. 'n Profesie van Jesus wat sou kom en as 'n oortreder aan 'n kruishout sou sterf. Hy het homself verneder. En aan die kruishout het hy gehang as 'n misdadiger. Hy het geen reputasie gehad nie, ouens. Hy was op neergekyk. Onthou, dit was net misdadigers, ouens wat groot kriminele was, wat aan kruise vasgeslaan was in die Romeinse tyd om te sterf. En Jesus was bereid om dit te doen. Maar hierdie kenosis, om jouself leeg te maak, om uit te giet, om daai selfvernedering, het ons ook gesien in die lewe van Paulus, nê? Paulus het Jesus se voorbeeld gevolg. Hy het sy wêreldse glorie, dis nou Paulus, nê? Sy wêreldse glorie of heerlikheid, prestige en roem as die suksesvolste fariseer, het hy afgelê en hy daardie aansien het hy as drek beskou, sodat hy Christus kon ontvang. Hy moes daai neerlê, sodat hy Christus kon ontvang. Hy het homself van geen reputasie gemaak deur Christus te volg. Onthou, Paulus het sy rug op Judaïsme gedraai, nê? Toe hy Jesus aangeneem het en Jesus begin volg het. Hy was 'n fariseer gewees, 'n Jood wat Judaïsme aangehang het en gevolg het, die wet onderhou het en hy het Christene vervolg. En toe hy Jesus ontmoet het, het dit alles neergelê en weggedraai van dit af. En tot vandag toe haat die Jode hom vir dit. Omdat hy een van hulle was en sy rug gedraai het op Judaïsme. Maar hy is bereid om dit te doen. Hy was bereid om dit vir Jesus te doen. So in die eerste E-afdeling is Jesus 'n voorbeeld van lyding vir Paulus, wat ook sy lewe as 'n drankoffer uitgestort het. Ons gaan kyk daarna. Die vers beskryf dit so mooi. En in die tweede afdeling is Paulus 'n voorbeeld van lyding vir die heiliges in die kerk in Filippi. En hy moedig hulle aan om hulle self ook te ontledig. Wat 'n wonderlike voorbeeld van nederigheid was dit nie, nê? So, hoe ver het Jesus homself dan verneder? Kom ons gaan lees bietjie daai loflied. Ek wil dit 'n loflied noem. Dit was sekerlik 'n lied wat hulle gesing het in die kerk daai tyd. Hoofstuk 2 vers 5 tot 11. Kom ons gaan lees dit.
Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Gesindheid van 'n diensknegt, wat sy lewe sal opoffer. Hy, wat in die gestalte van God was, hy was in die hemel, 'n goddelike wese, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Dit was nie vir hom belangrik om aan God gelyk te wees ten alle tye nie. Hy het besluit op 'n stadium, ek kom maar toe, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie, van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Is nie mooi nie? Daar is soveel liede al geskryf ook oor hierdie 2 verse. En dit verwys ook na die toekoms. As Jesus, wanneer Jesus kom, en hy sit sy voet op die Olyfberg en hy keer terug na hierdie aarde en hy kom om te regeer vanuit Jerusalem, en 1000 jaar van vrederyk, wil ek julle sê dat elke knie sal buig voor hom en elke tong gaan bely, hy is waarlik die seun van God. Dit is Jesus Christus. So, dis wonderlik hoe Paulus die mense aanmoedig en skryf van hierdie wonderlike werk wat Jesus gedoen het. In vers 12 tot 18 daag hy dan die Filippense uit tot 'n hernieude begeerte om nederig en meer toegewy te wees aan 'n saak soos Jesus Christus, om te wees soos Jesus Christus. Dit is 'n groot saak. Dit is nie altyd maklik om te wees soos Jesus nie. Ons almal strewe daarna. Ons almal strewe om soos ons koning te wees. Nou hy dwing hulle nie. Hy het hulle nie gedwing nie. Hy het hulle aangemoedig, hy het hulle oortuig. Hulle moes self besluit om dit te doen. Hy het hulle om dit te doen en hy het 'n vuur aangewakker in hulle binneste en vir hulle gesê, ouens, strewe daarna om soos Christus te wees. Lê die sorge of lê die dinge van hierdie wêreld, lê dit af en fokus op Christus en lewe vir hom. Dis 'n saak wat baie groter is as jou eie belange. Hy het hulle aangemoedig om weer passievol te wees oor dit. En nou dit is iets wat slegs van binne af na buite kan plaasvind. Nie van buite af nie. Dit kan nie afgedwing word nie. In Filippense 2 vers 12 staan daar, daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid. Hy moedig hulle aan, hy sê, dankie, dat julle nie net toe ek daar was, heilig geleef het en Christus gedien het nie, maar selfs in my afwesigheid doen julle dit ook. En nou sê hy verder, hy sê, maar nou werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Werk julle eie heil met vrees en bewering. Wat beteken dit? Onthou, Paulus praat hier met gelowiges, né? Dis nie ongelowiges nie. En dit beteken nie dat jy jou redding moet verdien nie. Dis nie wat hierdie vers beteken nie. Dat jy deur jou werke gered word nie. Paulus sê nie, werk vir jou redding nie. Hy sê, werk julle redding uit. So, leef dit prakties uit. Dit wat Christus binne jou gedoen het, moet na buite gewys word. As hy jou lewe verander het, en het jou nuut gemaak hier binne, en jy die gees van God wat binne in jou woon, moet die vrug na buite wys. Werk jou saligheid of jy heil uit met vrees en bewering. En omdat ons 'n heilige ontzag het vir God, en 'n vrees het vir God, is ons bereid om dit te doen. So, laat dit wat God reeds in jou gedoen het, laat dit sigbaar word vir die wêreld daar buite. In jou omgewing, oral waar jy gaan. En hoe doen ons dit? Wel, om weer te begin, deur gehoorsaam te wees aan hom. Deur te kies en sê, Here, ek wil gehoorsaam wees aan dit wat U van my verwag. En om te streef na heiligheid. Ek is nie volmaak nie,
maar Here, ek strewe na heiligheid en om te volhard tot die einde toe. So werk jou eie heil met vrees en bewering, en dan sê hy in vers 13, want dit is God wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Jy werk uitwaarts, omdat God reeds in jou gewerk het. Omdat God reeds die werk in jou gedoen het, is daar 'n uitwaartse vrug wat gewys word. God is die bron, al wat ons moet doen is, ons moet reageer op dit. Ons reageer op dit wat God gedoen het in ons. En Paulus sê, ouens, doen dit sonder murmurering of teespraak. 'n Gelowige wat sy heil uitleef, moet dit doen met 'n dankbare hart. Wees dankbaar vir dit wat Christus vir jou gedoen het. Sê Here, dankie, dis 'n voorreg om u kind te wees. Dis 'n voorreg om u te kan ken. En doen dit ook met 'n onderdanige gesindheid. Moenie rebels wees onnodig nie. En hou net teen die prikkels skop en wederstrewig wees nie. Maar Paulus sê, ouens, doen dit sonder teespraak, met 'n onderdanige gesindheid en sonder om te kla oor dinge onnodig en sonder twis en rebellie, sodat julle lewe duidelik en kragtig uitwaarts 'n demonstrasie is van die evangelie. So is jou optrede en jou vrug wat jy dra, dan 'n getuienis vir die wêreld daar buite, sonder dat jy iets sê. En hy gaan verder aan vers 15, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, bo verdenking, kinders van God, sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot 'n roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie. Dis vir my so mooi daai vers. Wat hy eintlik vir hulle sê is, ouens, ek het soveel al deurgegaan. Ek is met stokke geslaan. Ek is al gegeesel. 5 keer het dit gebeur. Ek het skipbreek gelei. Ek was gestenig al. Ek dink Paulus se liggaam was redelik gebreek geweest teen daai tyd. Hy was nie meer 'n jong man nie. Dalk 'n paar bene wat skeef aangegroei het. Dis dalk die rede waarom Lukas saam met hom gereis het. Lukas wat 'n mediese dokter was om sy krankhede om hom te versorg. Om na hom te kyk. En hy sê, ouens, maak asseblief dit vir my alles die moeite werd. Maak dit die moeite werd. Deur vas te hou aan Jesus en hom te dien. Want dit is as gevolg van die evangelie wat ek aan julle verkondig het. Die offer wat ek gemaak het. Dat ek hierdie dinge deurgaan. So maak dit vir my die moeite werd. En hy sê, maar al word ek as 'n drankoffer uitgegiet oor die offer en bediening van julle geloof, verbly ek my saam met julle. En om dieselfde rede moet julle ook bly wees en julle saam met my verbly. Hy sê, moenie my jammer kry nie. Ek is bly daaroor. Ek triomfeer in Christus oor al hierdie dinge. En ek wil hê dat julle julleself ook sal verbly daaroor. En ek het aan die einde gekom van my lewe en dit voel behoorlik of ek soos Jesus, soos 'n drankoffer uitgegiet word. Ek kan voel, dis nie meer lank nie. My tyd is op. My tyd is op. En ek het dit alles gedoen ter wille van julle ook. Ter wille van die geloof in Christus en dit wat ek aan julle verkondig het. So, wees bly saam met my. Wees bly saam met my vir Christus wat hy gedoen het in ons. Ouens, Paulus was bereid om te sterf vir 'n saak groter as hy. Hy was bereid om alles op te gee vir Christus, sodat ander Christus kan ontmoet en die evangelie kan hoor. En die vraag vandag is jy ook bereid om jou lewe neer te lê vir 'n saak groter as jy, vir jou eie belange, jou eie selfsugtige begeertes? Hy sê dat Christus sy hart so verower het, dat hy heeltemal gewillig was om te sterf, om uitgegiet te word as 'n drankoffer, net soos Christus. Hy wou gehad het sy lewe moet saak maak. Hy wou 'n betekenisvolle lewe gelei het.
En die feit dat dit so was, veral as hy die getuienis sien van die kerk in Filippi, van daardie gelowiges, dit het hom vreugde gebring. Dit was vervullend geweest vir hom. En hy sê dat hy wil hê dat die Filippense, die kerk, daardie gelowiges, hulle moet dieselfde vreugde hê. Dieselfde vreugde. Dit bring my by die tweede E-afdeling. En daar in die tweede E-afdeling inspireer Paulus die Filippense deur daarop te wys dat jy nie volmaak soos Christus hoef te wees om hierdie Christusbeeld of Christus eienskappe aan te neem nie. Jy moet net bereid wees, bereidwillig wees. Vers 10 sê Paulus daar, en dis ook die passie van sy lewe gewees. Vers 10, hy sê, sodat ek hom kan ken, en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Wat hy eintlik hier sê is, Christus moet meer word in ons, en ons moet minder word. Die eie ek moet sterf. Die eie ek moet sterf. Jou eie belange, jou eie begeertes, dit wat jy graag wil hê, ter wille van Christus is jy bereid om dit neer te lê. En jy is bereid om sy wil te doen, want jy lewe vir 'n saak baie groter as jou eie belange en jou eie begeertes. So, as jy gekonfronteer word, kom ons maak dit prakties, met 'n oneerlike besigheidstransaksie. En jy weet, ek gaan 'n paar rand kan maak as ek hierdie deal vat. Maar ek weet, dis nie God se wil nie. Wat doen jy? Omdat jy lewe vir Christus en jy lewe vir 'n saak groter as jou eie belange, selfsugtige begeertes, sê jy, nee, ek kies om dit nie te doen nie. Ek kies om die regte ding te doen. As jou vriende van jou dinge verwag om te doen wat jy weet nie God se wil is nie, om in die groepsdruk groot is, en hulle weet jy moet dinge doen wat teenstrydig is met God se wil, sê Here, ek neem standpunt in vir Christus, ek is bereid om my lewe neer te lê in hierdie situasie ook, en ek kies om u wil te doen. Dan het jy Jesus gekies. Dan het jy gesê, Here, ek lewe vir 'n saak groter as my eie begeertes. En elke dag word ons gekonfronteer met hierdie besluite, met hierdie geleenthede wat ons lewe of dood kan kies. Waar ons kan kies dat Christus meer word of ons meer word. Dis jou keuse. Maar Paulus moedig hulle aan, hy sê, ouens, Christus moet meer word, en jy moet minder word. Word meer soos hy. Christus, en hy help ons ook, want hy leef in ons en hy leef deur ons. Hy gee ons sy passies. Hy gee ons die krag om dit te kan doen. En as ons lewens om hom draai, het ons 'n saak waarvoor dit die moeite werd is om te ly en voor te sterf. As dit moeilik raak en is 'n opoffering wat jy moet maak, omdat jy iets doen wat jy nie graag wil doen nie, maar is God se wil, ouens, dan doen jy dit omdat jy bly is dat jy aan Christus behoort en jy verbly jou daarin. Sê dankie Here dat ek 'n keuse het om te kan kies en ek doen dit tot eer van u naam. Want ouens, as jy sterf vir 'n saak wat groter is as jy, 'n saak van Jesus Christus, is dit die moeite werd. Nou Paulus spog nie daaroor nie. Hy gebruik homself as 'n voorbeeld op verskeie plekke in die boek Filippense. Hy sê nie dat hy 'n Christus is nie. Hy besef dat hy nie naaste by so goed is soos Christus nie. Al wat hy doen is, hy volg hom net. Hy's toegewyd aan hom. Hy strewe om soos Christus te wees. Kom ek lees gou vir julle, Filippense 3 vers 12. Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, ouens. Maar ek jaag daarna, of ek dit ook kan gryp. Hy jaag dit, of hy dit ook kan gryp. Hy is doelgerig, intentioneel, jaag hy dit, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Jesus het my gegryp op 'n stadium in my lewe gered. Ek meen, dit was behoorlik soos 'n ingryping in Paulus se lewe op die pad van Damaskus, toe Jesus aan hom verskyn het, nê. Hy sê, Jesus het my gegryp, en omdat hy my gegryp het, hardloop ek hierdie lewe en ek jaag na dit wat Christus wil, sodat ek dit kan gryp. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie.
Jy kan dit nie in eie krag doen nie. Christus help jou om dit te doen. Maar hierdie een ding, ek vergeet die dinge wat agter my is, en ek strek my uit na wat voor is. Ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Ek vergeet die dinge wat agter my is, en ek strek my uit na wat voor is. Wat dit beteken is, ek hou nie vas, of ek hak nie vas by vorige mislukkings nie. Ek staan nie stil daar nie. En ook, ek stop ook nie by vorige geestelike prestasies nie. Want Paulus het albei gehad, die lewe gaan aan, die wedloop van die lewe, of die wedstryd van die lewe gaan aan. Ek stop nie by my geestelike prestasies nie, en Paulus het baie van dit gehad. Hy gaan aan. Daar's nuwe geestelike prestasies wat ek nou najaag, wat ek moet bereik. Die van julle wat weet hoe muurbal werk, wie van julle ken squash muurbal? Nee, meeste van julle doen, nee. Jy speel dit tussen 4 mure, as jy mal genoeg is, en jy wil graag fiks word. Maar hoe muurbal werk is, dat wanneer jy die bal geslaan het, een van die basiese beginsels is, moet jy so vinnig as moontlik na die middelpunt van die baan toe gaan. Hulle noem dit die tee. Want as jy op die middelpunt staan, is dit die kortste afstand na enige plek toe op die baan. Sodat wanneer jy jou hou gespeel het en jou opponent slaan hulle bal, dat jy die kortste afstand het om na die bal toe te gaan waar jou opponent die bal geplaas het. Nou baie keer wat gebeur is, as jy muurbal speel, en met my gebeur het baie min, speel jy 'n fantastiese goeie hou. As jy so in vervoering met hierdie mooi hou wat jy speel, dat jy vergeet om na die middel toe te gaan. En wat gebeur dan? Jou opponent hardloop na die bal toe, en hy plaas die bal so ver as moontlik van jou af, en daar sit jy nou, in die gemors. En baie keer is geestelike prestasies ook so, ons hak af vas, nee. Ons is so vervoering, wow, dit is so 'n wonderlike ding gebeur, en die Here het so wonderlik beweeg, en dis nice, en dit moet gebeur, maar moenie vergeet om weer te herstel en na die middel toe te gaan nie, want die wedstryd van die lewe gaan aan. Dit gaan aan. So, vergeet die dinge wat agter jou is, leer uit dit uit, strek jou uit na wat voor jou is, en gaan aan. Paulus self, hy het 'n verskriklike sondige lewe gehad, voor hy Jesus ontmoet het. Hy het Christene vervolg. Hy het gelowiges doodgemaak. Ons is erg, ek dink hy is een van ons wat Christene doodgemaak het op 'n stadium in jou lewe nie. En dit was Paulus. Dis sy verlede. En nie net dit nie, hy het ook wonderlike geestelike prestasies al gehad. Maar hy laat nie een van daai twee dinge, die slegte dinge en die goeie dinge, dat dit sy toewyding bepaal nie. Hy strek hom uit na wat voor hom is, soos 'n atleet wat vorentoe leun, wat alles gee en wat gefokus bly op die wenstreep. En dit is doelgerigte geestelike dissipline. Ons het ook deel aan die proses op ons geloofsreis. Ja, God is daar, hy help ons, hy lei ons, hy versterk ons, hy het alles gedoen wat nodig is vir ons, sodat ons saligheid kan ontvang in die ewige lewe. Maar in die proses, soos ons meer word soos Jesus, moet ons bietjie meer intentioneel wees soms, nê? Daar is sekere geestelike dissiplines, aktiewe strewe na Christus, om gelykvormig te wees aan hom, en volharding, wat tot aan die einde toe. Dis belangrik, ouens. So hierdie vers verwys vir my na voorwaartse momentum in jou lewe, in jou geestelike lewe. Moenie selfvoldaan of moedeloos word nie. Moenie moedeloos raak oor dinge wat in die verlede gebeur het nie. Ouens, jy het nie beheer oor dinge wat in jou verlede gebeur het nie. Sit dit agter jou, leer uit dit uit. Kyk vorentoe en beweeg vorentoe, want jy het beheer oor jou toekoms. En God wil jou verlede gebruik as 'n stepping stone, as 'n geleentheid. Jy sien dit dalk as 'n verleentheid, maar God wil dit gebruik as 'n geleentheid. En jou kragtdadig gebruik in jou toekoms. So moenie vashak by jou verlede nie. Fokus op God se toekomstige doel. Ons die Christelike lewe is nie staties nie. Dit is 'n voortdurende beweging na geestelike volwassenheid en uiteindelike verheerliking. Op die ou einde gaan ons verheerlikte liggame ontvang. En Paulus, hy
daag hierdie ouens uit. En hy daag ons ook vandag uit. Hy sê ouens, laat hierdie gesindheid in julle wees, dat dit 'n passie wees wat brand in julle harte. Strewe daarna om soos Christus te wees. Lê die dinge af wat jou terughou en wat jou vashou. En hy roep hulle nie om iets te doen wat hy nie reeds gedoen het nie, of waarmee hy nie besig is nie. En ek hoop hierdie woorde of hierdie gedagtes wat ons vind in hierdie 2 dele in Filippense is roerende woorde wat ons harte weer aan die brand steek. En dit is my so mooi as ek kyk na die gedagtes in hierdie 2 afdelings, dan sien ek hoe dit opbou, nê. Dit begin daar in die begin net om weer saam te vat. Dit wys vir ons wat Christus se gesindheid was. Wat het hy gedoen? Hy het homself ontledig, homself verneder vir my en jou. Hy het alles gegee vir my en jou aan die kruis. Nie net aan die kruis nie, voor dit nog, hy het sy goddelike eienskappe neergelê, vlees geword, aarde toe gekom en as 'n misdadiger aan die kruis gesterf. Vir my en jou. En wat sê Paulus? Hy gaan verder, hy sê ouens, en omdat Christus dit gedoen het, het ek 'n saak ontvang wat baie groter is as ek, en dit is om Christus te volg, om my lewe vir hom te gee, alles vir hom te gee. Soveel so, dat ek op die ou en nou by 'n plek uitgekom het wat ek voel, ek word soos 'n drankoffer uitgegiet. Want my eie belange, my eie lewe is nie vir my belangrik nie, maar om Christus te wees is my die belangrikste. En dan gaan Paulus verder en hy sê, julle as gelowiges, julle moenie ophou om te strewe om soos Christus te wees nie. Hou aan met dit. Hou aan met dit. Gebruik Christus as 'n voorbeeld en gebruik my ook as 'n voorbeeld. Is jy bereid om jou lewe neer te lê en af te lê vir die saak van Christus, om soos Christus te wees? So, ware geestelike groei berus gelukkig nie op ons prestasies nie, maar dit spruit voort uit 'n verhouding met Christus. 'n Verhouding wat ons met Christus het. Ons is in Christus, hy is in ons. Die Gees woon in ons. En die Gees lei ons, hy versterk ons, hy bemoedig ons, hy bekragtig ons. En God gee vir ons sy genadekrag. En dan om aanhoudend, deurlopend afhanklik te bly van hom. Ons het hom nodig. En dan ook sien ons uit na sy wederkoms, wanneer hy gaan terugkom. Wanneer hy gaan terugkom, en dit motiveer ons, dit moedig ons aan. Want Jesus gaan sy verskyning maak op die ou einde. En Paulus eindig hierdie deel ook af, en hy sê, daar gaan 'n toekomstige verheerliking wees, ouens. Besef julle, wanneer Jesus aarde toe gaan kom, of wanneer hy kom om sy bruid te kom haal, gaan ons verheerlikte liggame ontvang. Hy praat van dat hierdie ou tentwoning gaan vernuwe word en ons gaan 'n tentwoning ontvang, 'n nuwe verheerlikte liggaam, ons gaan soos Christus verheerlikte liggame hê. En laat dit ons aanmoedig. Maar nou is ons op ons geloofsreis en ons weet dit het begin in die begin toe ons Jesus ontmoet, toe ons geregverdig was, want regverdigmaking is 'n voltooide feit as gevolg van wat Christus gedoen het, maar heiligmaking is 'n voortgaande proses. Aanhoudend elke dag streef ons daarna om soos Christus te wees. En hy's geduldig met ons. Hy's baie geduldig met ons. Hy dwing jou nie. Hy motiveer jou eintlik. Lê die eie ek neer. Eie selfsugtige vleeslike begeertes wat teenstrydig is met God se wil. Lê dit neer en volg my. Ek was bereid om my lewe vir jou te gee. As jy bereid om jou lewe ook vir my te gee, want as jy jou lewe vir my gee, ontvang jy 'n nuwe lewe. As jy streef om soos Christus te wees, is dit op die ou ende vir jou die moeite werd. Tot sy eer. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie Here vir die werk wat U vir ons gedoen het. En dankie Vader dat U vanoggend deur die woord ons uitdaag. Here, om vir 'n saak te leef wat baie groter is as ons. Groter as ons eie begeertes, ons eie belange. En dankie dat U Heilige Gees ons lei elke dag en dat U genadekrag, dat U dit uitgiet oor ons, Vader, en ons help om meer soos Jesus te wees.
om toegewy te wees aan U, Here, tot eer van U naam. Help ons, Here, om op ons geloofsreis 'n geestelike verdieping te ervaar. Here, om nader aan U te beweeg. U sê nader tot my en ek sal tot jou nader. Nader aan U te beweeg, Here. Terwille van die koninkryk en tot eer van U naam. Want ons weet, Here, hoe nader ons aan die lig beweeg, hoe meer verdwyn die duisternis. En ons dank U daarvoor, Here. Ons dank U dat omdat ons U ontvang het, het ons alles ontvang wat ons nodig het. In Jesus naam. Amen, amen. Loof die Here.